dit op die berg wees vir al die mans. Ons sal almal by mekaar kom in Nigel en dan daarvan af sal ons vertrek. Kan ons asseblief vra dat almal sal wat saam gaan, dat hulle net vir broer Niels net sal in kennis stel dat hy weet wie almal saam gaan, sodat ons net kan seker maak dat wanneer ons van Nigel af vertrek, dat almal wat saam gaan, dat hulle wel daar is en dat ons seker maak almal kom by die regte plek uit. Daar sal ook al die vrouens sal by mekaar kom by Prof John Perele se plot en ons vra ook dat almal vir Tannie Susan sal dit weet wie daar sal wees sodat sy ook bewus is van wie almal gaan. Ja, dan wil ek vra of almal net kan opstaan dat ons die diens aan open. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here my God, is weer eens 'n voorreg om vandag by mekaar te kom, Here. Here, om lof en eer aan U te bring vir die groot daad wat U gedoen het, Here. Here, ons herdenk vandag, my God, een van die grootste gebeurtenisse wat nog ooit in die geskiedenis gebeur het, my God. Here, ons loof en ons prys U, my God, vir die werk wat U daardie dag aan die kruis bewerk het, Here. Dit wat U vir ons gedoen het, my God. Here, ons voel in ons hart, my God, Here, dat daar blyskap is, my God, vir dit wat U vir ons gedoen het, Here. Here, wat U vir ons bewerk het, daardie ewige verlossing, my God, aan die kruis. Here, deur U wonde is daar vir ons genees. Here, deur U bloed kan ons rein gewas wees, my Here. Vader, maar dit is ook so vir ons hartseer om te weet, my God, dat Christus Jesus dit alles moes deurgaan, my God, vir ons, Here. Here, dit is hartseer, my Here, maar so ook verander dit in blydskap, my God, want U het dit vir ons gedoen, Here. Here, en daarom bid ons vandag, my God, Here, dat U net lof en eer sal ontvang, my Here. Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. Ons loof en ons prys U, my God. Here, mag U alleen vandag lof en eer ontvang. Geen mens en geen ander een nie, my God, maar net U. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus se wondernaam. Amen. Amen. Dis op so 'n dag, kind van die Here, waar die Jesus Christus, die Seun van God, wat hy die prys betaal het vir ons. Op 'n dag soos hierdie. Palm Sondag het die volk geroep Hosanna en hom eer gegee. 6 dae later, toe roep hulle kruisig hom. 6 dae later, toe roep die volk dat die Seun van God gekruisig moet wees. En hy het die prys betaal, hy het deur gegaan vir ons, sodat ek en jy vanmôre hier kan wees, genoem kinders en dogters en seuns van 'n lewende God. En ek wil die Here eer vanmôre. Vader, ons wil U eer vanmôre. Here, ons wil U prys vanmôre, dat daar 'n dag soos hierdie was, waar God nie verander het. Here, U besluit hy moet die prys betaal, en Jesus het aanvaar, Here, en sy wil oorgegee aan die Vader. En toe dit gebeur, Here, is hy gekruisig, en ons wil U eer vanmôre, want hy het 'n prys betaal wat ek nie sou kon betaal. En Here, hy was onskuldig gewees en ek was skuldig. Here, hy was rein gewees en ek was nie rein. Hy was 'n seun van God. En ek het die vader van alle leuns gehad as my vader, die duiwel. En Here het my nuut gemaak. Nie net my nie, maar my broers en my susters ook vanmôre. He paid the debt I could not pay. En Vader, ek wil U prys dat in alle wysheid en alle verstand en alle ewigheid het God besluit dat wanneer die prys betaal is, dat dit goed genoeg sal wees, Here, vir elke een wat in die kruis sal glo, dat Jesus Christus opgestaan het vir ons en gesterf het, dat hy die Seun van God is, dat hy vanmôre, Here, nog steeds waardig is om aanbid te word. Ek wil U prys vanmôre, ek wil U eer vanmôre, in die naam van Jesus Christus, God se Seun, die volk van die Here sê amen en amen. Amen. Ons gaan die Here aanbid vanmôre, amen. He paid the debt. He did not owe. I owe the debt I could not pay. Dit was Jesus, en
Jesus Christus alleen, wat die sonde van die mens kon wegwas, niemand anders. Net hy en hy alleen is vanmôre waardig. Amen. Gaan julle saam met my sing? Ons staan. Van stiere. Daar is een prys, een offer wat Christus Jesus kon betaal. Een en een alleen. Daar is nie 'n naam groter as die naam van Jesus. Hy is die seun van God wat die prys betaal het. Daarom sal hy geëer word. Al eer die wêreld hom, sal ons hom eer vanmôre. Die wêreld sien hom nie as Christus, maar tog word daar die heilige naam gebruik as 'n vloekwoord. Dan moet ons ietsie wees, kind van die Here. As Satan juis hierdie naam wil vloek en sleg maak, dan moet ons iets in die naam van Jesus wees. At the cross, you died for me. At the cross of Calvary, you paid the price. 'n Dag soos vandag, waar ek en jy vanmôre gaan aan 'n tafel sit, en ons gaan onthou dat die Here Jesus Christus gekom het en dan gaan ons huis toe. Op so 'n dag het hy nie huis toe gegaan nie, maar het in die kruis gaan hang vir ons. Hy het nie weggestap ongedeend nadat hy geslaan is deur die Romeinse kats en hy is gekruisig op Golgotha se heuwel. 'n Dag soos hierdie, kind van die Here. At the cross, you died for me.
Here, ons eer U. Here, ons prys U vanmôre. Halleluja. Jesaja 53, vers 3. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy sy krankhede, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel, en krank gemaak, en sy siel as 'n skuldoffer aangebied. Sal hy 'n nakroos sien, hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Hy het 'n prys betaal, kind van God, en omdat hierdie prys betaal is deur Jesus Christus, mag hy vanmôre verheerlik wees. Ek wil een ding vir julle lees vanoggend nog. Openbaring 5. En ek het in die regterhand van hom op 'n troon sit 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak, of daarin kyk nie. Niemand. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is, om die boek oop te maak en te lees, of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie, kyk, die leeu, wat in die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin, om die boek oop te maak, en sy 7 seels te breek. Niemand was waardig, behalwe die leeu in die stam van Juda. Niemand was waardig, behalwe Christus Jesus. Niemand was waardig, behalwe die verkoos, die soeteries van Vader. Dit is die algemene liefde van die waardig geworden. En hy was verbryselig deur God. Hy was waardig gewees om die boek te neem. Halleluja. Niemand was waardig, net een. Lord, you're worthy, worthy to be praised. We exalt you for your love and grace. Denk jy is waardig vanmôre, kind van die Here? Worthy to be praised.
het sy volk gepik en hulle het gesterwe. En hy het vir Moses gesê om 'n koperslang op 'n paal te sit. En die wat opkyk na die koperslang het lewe gevind, was genees en het nie gesterwe nie. So moet die Here Jesus vanoggend opgelig word. Ons verlosser, ons saligmaker, ons Here koning, ons geneesheer. Kyk na hom wat alleen waardig is. Hy moet opgelig word. We lift him up. Let's lift him up. Let's lift him up this morning because he alone is worthy. Hy alleen is waardig om te ontvang die lof en die eer. Hy is die groot ek is. Hy is die Here ons God. Hy is die begin en die einde. Hy is die Alpha en die Omega. Hy is wie hy sê hy is. O mens, kyk op na Jesus. Kyk op na die Here Jesus. Dis die wil van God die Vader dat sy seun verhoog word in hierdie tyd en hierdie uur. Kom ons verhoog hom in Jesus Christus naam. Amen. Halleluja, Vader, U se kragtige, tasbare teenwoordigheid van U vanmôre. Here, ek wil vanmôre bid dat die Heilige Gees van hart tot hart sal beweeg en dat God vanmôre 'n wonderwerk sal kom doen. Here, ek wil bid vanmôre soos Paulus gebid het, verligte oë van ons verstand, dat ons kan sien. Here God, in hierdie uur het ons nodig om te kan sien. En Here, my gebed is vanmôre dat ons hierdie gemeente, Suid-Afrika, elke gelowige in hierdie uur sal begin sien. Kandos de rebenda, Here Jesus, ons prys U vanmôre. Ons bring eer en lof aan Jesus Christus, die Seun van 'n ewige God. Ek wil bid vanmôre, Here, dat hierdie woord sy snelle loop sal hê en dat hierdie woord in die hart van die mens sal penetreer
en dat God vanmôre in 'n opgestane, verheerlikte liggaam aan elkeen geopenbaar sal word. Halleluja. Here, ek wil vanmôre bid vir die salwing om elke juk te kom breek in Jesus naam. Here, ek dank U vanmôre vir die voorreg om agter die ou ruwe kruis te kan staan en die woorde van my God te spreek, die genade onverdiend wat ek ontvang het, en ek eer U daarvoor. Bind ons vanmôre met Golgotha's liefde. En die kinders van die Here sê amen en amen. Neem die sitplekke vir my asseblief, baie dankie. Ons gee aan die Here al die eer en die lof en die prys vir die voorreg wat die Here vir my en my vrou gegee het om vanmôre die tafel van die Here te kan bedien, as ook die woord van God. Ek is baie dankbaar dat ek vanmôre saam met jou kan wees. Halleluja. Is jy bly om hier te wees vanmôre? Draai om na iemand toe sê en sê vir die persoon, God is hier in hierdie plek vanmôre. Kind van die Here, ek wil vanmôre, en ek wil dit vanmôre met liefde vir elkeen sê, ek is nie vanmôre in hierdie tabernakel op hierdie kansel om aan julle 'n boodskap te bring wat julle gaan oorlag nie. Ek is nie vanmôre hier om 'n boodskap te bedien wat jou dalk goed gaan laat voel nie. Maar ek is vanmôre op die kansel om vir jou te kan sê, so spreek die Here. En ek wil vanmôre jou 'n guns vra. Julle almal het ons wonderlike breins en verstand, is dit nie waar nie? En ek wil vanmôre vir julle vra om elke stukkie boodskap wat julle ooit oor die kruis van Jesus gehoor het, te neem en in julle geestelike spens in die blik te gaan sit en dit toe te sluit vir 'n oomblik. En ek wil hê julle moet vanmôre maak asof dit die heel eerste keer is wat julle hierdie boodskap hoor. Want ek wil nie vanmôre hier staan en uit gewoonte met julle praat nie. Ek wil nie vanmôre hier kom met 'n boodskap en net tyd verdryf en dat ons kan huis toe gaan en vir mense kan sê, ons was darma op Paasfees in die kerk gewees nie. Ek wil hê julle moet vanmôre 'n nuwe ervaring en 'n nuwe ondervinding met die woord van die Here hê. Sal ek amen kry? Wie van julle is gereed om 'n nuwe woord en 'n nuwe ervaring uit die hand van die Here te ontvang vanmôre? Halleluja. Ek is opgewonde oor die boodskap van die kruis. Ek is so bly. Prof JP, ek het vir my vrou daar gestamp terwyl ons sing, toe sê ek vir hom, daar gaan hy, nou preek hy my boodskap van vanoggend. En hy lees die een skrif en dis asof dit nie genoeg is, hy moes hy na die tweede een toe ook gaan. En ek wil net vanmôre vir jou sê dat hierdie woord wat ek aan jou gaan bedien is bevestig, want ek het God gevra om hierdie woord van my te bevestig vir hierdie uur. Ek glo uit die mond van 2 of 3 getuie sal elke saak vas staan. Amen, ek glo dit met my hele hart. So ek weet dat ek weet vanmôre se woord uit die hart van God uit, wat ek al van gister af, nee, van laasweek af al, meer 'n stryd in my binneste het. Ek weet nie, my vrou sê gisterand vir my, is jy reg? Ek sê, ek weet nie. Sy sê, wat bedoel jy weet nie? Ek sê, ek weet nie om hierdie boodskap te bedien nie. En sy het my maar gelos, ons het gesien, ek weet nou regtig nie. En vanmôre het sy haar hand op my gelê en sy het vir my gebid en ek weet dat die Here vanmôre die boodskap sal gee, soos God dit wil oordra aan elke hart vanmôre. Ek wil 'n paar oomblikke met jou praat vanmôre, en as dit nou 'n paar ure is, wie van julle is voorberei vir 'n paar ure, wie van julle het geweet, ek gaan vanmôre bedien. Okay, is 'n paar wat dit geweet het, so dan weet jy, my paar minute verander in 'n paar uur. Pastoor Leslie herinner my gereeld, ek lieg baie. En ek wil vanmôre regtig haastig wees met die woord van die Here, want die volk van die Here moes die Pasga haastig eet, as 'n teken van
ons gaan uit hierdie bindinge haastig uitbeweeg. Maar ek wil by die woord van die Here 'n paar oomblikke stil staan en ek wil die woord van die Here met elkeen van ons deel. Hierdie boodskap maak my opgewonde want dit sluit 'n geweldige ewigheid in. En ek wil vra dat jy jou Bybel sal blaai na 1 Korintiërs die 1ste hoofstuk. Ekskuus, en ek lees vanaf vers 18. Vanaf vers 18 en dan gaan ek na Johannes 20 toe beweeg. As dit Johannes 20 is, as dit nie 19 is nie. Ek dink weer is 19. Is almal by 1 Korintiërs die 1ste hoofstuk? Ek lees vanaf vers 17. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie. En dit beteken nie dat ons nie mense moet doop nie. Paulus praat hier van homself. Hy sê maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Hierdie is seker een van die grootste aanbevelings, leerstellings, vereistes van 'n prediker, dat hy nooit met menslike wysheid en woorde die evangelie sal verkondig nie, want deur dit te doen sal jy die kruis van die Here Jesus verydel. Dan sê die apostel, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Halleluja! Kan ons die Here hande klap of vergee vir hierdie wonderlike boere. Prys die Here. Dis die krag van God vir ons wat glo. En dan wil ek vanmôre begin met my boodskap en ek wil hê jy moet saam met my lees die laaste kruiswoorde van Jesus, want dis waaroor die boodskap vanmôre gaan. En ek gaan vanmôre dinge sê wat jy dalk weet, as jy die afgelope paar maande na my geluister het, dan sou jy hierdie woorde al gehoor het, maar vir die van julle wat dit nog nie gehoor het nie, gaan julle vanmôre die eerste keer dit hoor. Maar ek wil jou weer vra, maak asof dit is die eerste keer dat jy dit hoor, en ek wil jy moet saam met my opgewonde raak oor hierdie paar laaste kruiswoorde van Jesus Christus. Johannes die 19de hoofstuk, die 30ste vers. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Hy is die laaste woorde uit die mond van Jesus, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig in aanbidding en hy die Gees gegee. Ag, ons Afrikaners moet tog so versigtig wees wanneer ons praat en ons sê die kar het die Gees gegee. Ons moet tog so versigtig wees as ons praat en ons sê hierdie masjien het die Gees gegee. Daar was een persoon in die geskiedenis van die wêreld en die ewigheid wat die reg gehad het om sy Gees uit sy eie wil aan die Vader oor te dra, en dit is Jesus, die Seun van die lewende God. Halleluja! En kind van die Here, hierdie paar woorde, dit is volbring. Toe Jesus Christus daardie woorde uiter, en ek gaan baie in 'n metaforiese taal met jou praat vanmôre, en ek wil jy moet verstaan wat ek sê. Toe Jesus Christus daardie woorde uiter, en hy sê, dit is volbring, en hy buig sy hoof in
in aanbidding soos hy die Gees ontvang het in die doopwater deur in aanbidding op te staan uit die doopwater, so het hy ook in aanbidding op die kruis sy Gees aan sy Vader teruggegee. Toe hy daardie woorde uiter, het daar 'n proses in die hemel begin. Het God die Vader 'n proses in die hemele aangeskakel. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, niemand kan hierdie proses keer nie. En ek gaan nou 'n paar gewaagde dinge sê, maar ek moet dit sê, dat jy kan verstaan wat daardie woorde, dit is volbring beteken. Ek gaan vanmôre vir jou sê, dat selfs nie God die Vader, nadat hy daardie proses begin het, toe hy daardie proses aangeskakel het in die hemele, en Jesus uitroep, dit is volbring, nie is God die Vader, kan hierdie proses wat begin het, stop of keer of laat omdraai nie. Die rede daarvoor is, hy is die engineer, hy is die outeur, hy is die beplanner, hy is die een wat hierdie proses geskryf het en hy het homself daartoe verbind om nooit hierdie proses weer te keer nie. Die tweede ding wat ek wil sê vanmôre is dat selfs Jesus nie hierdie proses wat aangeskakel was, kan keer nie. Hy kan dit nie keer nie. En jy sal my sê, hoekom kan hy dit nie keer nie? Want hy is die hoofonderwerp, die sentrale rede van hierdie proses. Dis vanweë hom dat hierdie proses aangeskakel was. En kind van die Here, ek wil vir jou vanmôre sê dat selfs die Heilige Gees nie hierdie proses kan keer nie. Nie eens hy kan dit stop nie, want hy is die seël en die onderpand van hierdie proses. Halleluja. En dan wil ek ook sê, net gewees 'n bietjie sluk. Dan wil ek ook sê, kind van die Here, dat geen mens op aarde hierdie proses kan keer nie. Want die mens is die produk van hierdie proses. Ek wil jy moet mooi luister vanmôre. Die mens is die produk van hierdie proses. Toe God hierdie proses aangeskakel het, en die Seun daardie woorde geuiter het, en die Heilige Gees saamgewerk het, en hom aan die kruis sonder smet geoffer het, aan 'n lewende God, het God die Vader hierdie proses begin, en ek en jy wat vanmôre hier is die produk van daardie proses. Halleluja. En as jy weet dat jy 'n produk is van hierdie proses, gee die Here 'n groot handeklap op. Halleluja! 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 Dit is die produk van hierdie proses. Van die Here om my haas klaar te maak. En dan wil ek nog 'n ding sê, dat God die Vader kan dit nie keer nie. Jesus die Seun glo nie, wil dit keer nie. En die Heilige Gees is die seël en die onderpand, en ek is die produk van hierdie proses. Elke proses op aarde, elke chemiese ingenieur
sal vir jou sê, as daar 'n chemiese proses begin, sal daar op die einde van die dag 'n produk verskyn. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat hierdie proses is 'n wonderlike proses, omdat ek 'n produk is daarvan. Maar ek wil nog iets sê. Nie Satan, nie die gevalle engele, nie die demone in die put van die hel, nie die engele wat in kettinge bewaar gehou word vir die oordeelsdag, nie elke demoon in die lug kan hierdie proses keer nie, al wil hulle bitter graag dit doen. Want jy sien, hulle is ook deel van hierdie proses. Hulle is die slagoffers van hierdie proses. Halleluja! Hulle is die slagoffers. Hulle is die wat die prys gaan betaal. Hulle is die slagoffers. En ek voel nie jammer vir hulle daaroor nie. Ek het ook nie empatie met hulle daaroor nie. Want as hierdie man, hierdie Lucifer, nie gaan doen het, wat hy gaan doen het in die tuin van Eden nie, dan sou hierdie proses nie nodig gewees het nie. Maar omdat hy gaan doen het, wat hy nie moes doen nie, het God hierdie proses beplan, en hy het gewag op 'n dag en 'n tyd en 'n uur, 3 uur die middag, toe die donkerte klaar was, en Jesus opkyk en sê, dit is volbring, het God hierdie proses aan die gang gesit. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit is volbring, het 'n paar dinge in ons lewe veroorsaak. En ek gaan nou dinge noem wat jy uit jou kop uit ken, maar ek wil dit net weer jou herinner daaraan. Dat toe Jesus Christus sê, dit is volbring, het hierdie proses begin, en in hierdie proses is daar sekere elemente wat vervat is in hierdie proses, om op die einde van die dag 'n volmaakte jou te kry. 'n volmaakte jou. Ek dank God vir die woorde, dit is volbring. Toe Jesus daardie woorde uiter, is al die Ou Testamentiese profesieë met betrekking tot Jesus Christus vervul. Toe Jesus daardie woorde uiter, is al die eskatologiese profesieë aangaande Jesus, aangaande jou en aangaande die Heilige Gees in aksie gebring. Daar is sekere profesieë aangaande Jesus, halleluja, waarvan ek en jy niks kon weet en kon geweet het, was dit nie vir die apostel Paulus wat dit aan ons geopenbaar het nie. En kind van die Here, nadat Jesus daardie asem uitgeblaas het, hy die laaste eer aan God die Vader gebring het, die laaste werk gedoen het, om sy hoof te buig en die Gees oor te gee, is daar 'n proses geaktiveer. Jesaja 53, kom maar kom kyk, ek het dit geskryf, is vervul. In hierdie proses het God 'n Ou Testamentiese profesie in Jeremia 32 vanaf vers 38 tot 41 geaktiveer. Ons noem dit die nuwe verbond. Halleluja! Waar God een hart
ek 'n amen kry? Halleluja. Daardie oomblik is daardie profesie geactiveer. En ek wil vanmôre iets sê voor ek dit vergeet. Dan gaan ek dit later weer sê. Maar ek wil hê jy moet weet dat hierdie proses kan nie ophou nie. Dit is 'n ewige proses. Nothing can stop it. Amen. Hierdie proses hou vir my en vir jou wonderlike dinge in. Daardie oomblik toe Jesus sê, dit is volbring, het God die allerheiligste plek van allerheiligste plekke oopgemaak vir my en vir jou om te kan inbeweeg en met die heilige van allerheiligste gesprekke mee te kan voer. Halleluja! 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 Prys die Here. Ek wil vir jou sê daardie proses het die opstanding en die dood bekragtig. Daardie proses het die kerk laat gebore word. Die kerk wat 'n verborgenheid was. Die kerk wat nie in die ou verbond genoem word nie. Die kerk wat niemand van geweet het nie. Die kerk wat niemand eers geweet het gaan bestaan nie. Toe Jesus daardie woorde uiter, dit is volbring, toe het God 'n liggaam geactiveer wat hy in 'n eenheid gaan bring en hy 'n doop met een gees en met een gees deurdronge gaan maak en hulle tot een liggaam deur God uit God en omrede van Jesus laat gebore word. Halleluja! Ons gee die Here eer vanmôre. Prys God in die hemel. Halleluja! Kind van die Here, hierdie proses het my en jou in 'n posisie laat kom wat ons nog nooit in kon gedroom het om te wees nie. Nie net dit dat ek en jy in die heiligdomme van God kan instap nie. Weet jy wat 'n voorreg is dit? Ek kyk gisteraand na daai profesie in Sagaria en ek kyk in Hebreërs en ek ondersoek die woord en ek hoor God sê nog eenmaal sal ek die aarde en nie net die aarde nie, maar ook die hemel laat bewe en sidder. En as God my ooit weer 'n kans gee om te bedien, sal ek daai woord bedien. Maar ek wil jy moet vanmôre hoor, nie net kan ek en jy deur hierdie proses wat God aangeskakel het in sy direkte teenwoordigheid instap nie. Nie net het ons daardie voorreg, eers 'n sondaar, eers 'n moordenaar, eers 'n onheilige stuk drek wat eintlik die hel verdien, maar hierdie woorde, dit is volbring, het my posisie verander vir ewig en vir altyd. Halleluja! Nou is ek nie meer 'n sondaar en 'n verloorder nie. Ek is nou uit God gebore. Ek is 'n seun van die Almagtige. God het daardie wette aan die brand gesteek en my en jou. Halleluja! Dit is opgewonde kind van die Here. Hey man, as jy maar net weet wat daai woorde beteken, dit is volbring. Amen. Maar nie dit nie. Weet jy wat, ek het so baie ding om te praat, as ek die hele dag hier so staan en praat, sal ons nie by die berg uitkom nie. En ek en pastoor Derek het 'n afspraak. Ja, maar nie worry nie, jy sal net sien hoe lyk hy as hy terugkom. Nie net het ons hierdie wonderlike voorreg nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat ek en jy, wat vanmôre hier sit, het nie net die voorreg om na die troon toe te gaan nie, Johan, maar ons het die voorreg om die drie eenheid in die volheid van die Godheid in ons liggame te kan hê en ons as 'n tempel van die Here te kan maak op hierdie aarde. Halleluja! Nou
priester sal wees. Halleluja. Die boek van Openbaring begin kwoteer vanmôre en sê ek, daar gaan my boodskap. Maar ek wil jy met vanmôre weet, hierdie proses het iets aangeskakel wat niemand geweet het nie. Ek wil jy met vanmôre besef, en as hierdie gemeente dit net maar wil besef, as die liggaam van die Here in Suid-Afrika dit maar net wil besef, dat jy is nie 'n siekerige, beklaanswaardige swakkeling nie. Weet jy wie is jy, man? Hierdie proses het veroorsaak dat jy 'n koning en 'n priester van God geword het. Halleluja. Johan, al sê jou liggaam vir jou, jy sal in toestand wat vanmôre vir jou sê, jy is 'n koning, jy is 'n priester, jy is gesetel in hemelse plekke. Halleluja! Want dis wat hierdie proses vir my en jou bewerk het. Ek en jy is hierdie produk. Ons is konings. Uraka salamanda. Halleluja. Maar kind van die Here, nou wil ek ook vir jou sê, dat hierdie proses is onomkeerbaar. Kan nie gekeer word in my en jou lewe nie. Nooit nie. Niemand kan dit stop nie. Nie as jy nie. Vra my, ek het al probeer. Ek het al gesê, ja, verder. Nou genoeg gehad. Genoeg van hierdie kerke, genoeg van al die goede, genoeg van alles wat werk. En dan begin hierdie proses so warm in my word soos in Jeremia. Weet as 'n stoompyp warm word, word hy warm. Ek weet nie of julle weet wat vir oorverhitte stoom nie. 'n Stoom wat jy nie kan sien nie, maar jy voel hom. Dan word dit so warm hier binne in my. Dan sien jy nie binne in my. Jy is 'n gesalfde van die Here. Daar is nie 'n omkeer nie, ek het 'n proses begin wat ek nie meer gaan ophou nie. Elia, al sit jy onder die besembos, ek gaan jou daar bly daar. Halleluja. Al kruip jy weg, Elia, gaan jou kom uithaal. My werk is nie klaar nie, Elia, gaan jou kom uithaal. Want ek het 'n proses in jou lewe begin wat nie sal ophou nie. En ek wil vanmôre vir elke kind van God in hierdie tabernakel sê, God het 'n proses in jou lewe begin. As jy dit wil aanhou toelaat, sal hy dit nooit ophou doen in jou lewe nie. Hy sal jou dag na dag verander, want Jesus het gesê, dit is volbring en God kan nie lieg nie. Baie mense sê vir my, God kan nie gebind word nie, ek stem nie saam nie. Ek stem nie met dit saam nie. Ek het jou nou geskok, hè? Want jy het nou gedink, God is almagtig en niks kan hom vashou nie. Hierdie proses hou hom vas. Hy kan nie omkeer nie. Hy kan nie omdraai nie. Daar is bloed op die hemelse altaar. Halleluja. En daai bloed spreek van beter. As die bloed van Abel. En solank daar die bloed daar lê, gaan God nie ophou met jou lewe. Halleluja! Gaan God nie ophou in jou lewe nie. Dis 'n onomkeerbare proses wat die Here begin het. Prys die Here! Maar kind van die Here, ongelukkig het hierdie proses ook 'n verwoestende uitwerking. Hierdie proses het 'n verwoestende uitwerking. Ongelukkig moes God daardie wat ek nou met jou gaan deel ook deel maak van die proses. Anderste sou hy nie Satan en die engele in die hande kon kry nie.
Hy moes hierdie proses, hierdie deel ook byvoeg. En ek gaan nou net vir julle lees, hoef jy so te blaai nie, maar ek wil net vir julle lees. Ek het nou vir jou gesê dat Satan kan dit nie keer nie, demone kan dit nie keer nie, die anti-kris kan dit nie keer nie, die valse profete kan dit nie keer nie. Niemand kan dit keer nie. Want hier kom 'n ding. Hierdie mense wat ek laaste genoem het, hierdie groep, die duiwels, demone, gevalle engele, godlonaars, sondaars, lou Christene, teruggevalle Christene, sondaar Christene, ateïste, humaniste, communiste. Hulle is ongelukkig deel van ook hierdie proses. En hierdie proses gaan hulle na 'n plek toe vat, waar die Bybel sê in Openbaring 14 vers 11, dat die rook van hulle pyniging sal opgaan tot in alle ewigheid. Maar ek wil vir jou lees, wat is die uiteinde van hierdie proses? Ek wil net hê jy moet weet dat jou koningskap nie ophou as jy sterf nie. God is besig om jou voor te berei om saam met Christus op sy troon te sit. Wie van julle weet dit? Amen. Ons sal saam met Jesus regeer vir ewig. Amen. Is dit waar? Hy het gesê, oor weinig was jy getrou, oor vele sal ek jou aanstel. En ek wil begin afsluit vanmôre, en ek wil vir jou vertel dat hierdie proses sluit, dank God. Het julle al gehoor die woorde wat die Here sê, my kom die wraak toespreek die Here, Here. Nou wil ek vanmôre sê, dank God. Nou kan hy wraak uitoefen. Daardie Satan en demone wat jou lewe 'n hel gemaak het, wat jou probeer om jou te vermoor het, was dan God ook deel van hierdie proses en hulle einde is die volgende. En die Bybel leer my in Openbaring 20 en ek lees vers 10 en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Kan ek 'n halleluja kry? Halleluja! 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 Al die pyn, al die lyding, al die versoeking, elke keer wanneer jy geval het, God gaan hom wraak oor hierdie dinge, hy gaan hom wreek oor hierdie valse leraars, hy gaan hom wreek oor hierdie valse profete, hy gaan hom wreek oor hierdie valse dier, hy gaan hom wreek oor hierdie Satan en sy engele en sy demone. Daar wag 'n ewige helse vuur vir hulle en ek dank God daarvoor. Maar dan is daar iets wat my pla. Ek het eendag met Jesus gesels en hy het vir my gesê, Pieter, die hel is nie vir jou gemaak nie. Die hel is gemaak vir die duiwel en sy engele. Wie van julle het al so 'n gesprek met die Here gehad? Nog niemand nie? Het julle nog nooit gelees in die Bybel? O, nog nie, dat hy moes met jou gepraat. O, het julle nog gedink ek was by hom aan tee? Hy is gesels so. Nee, het net vir my dit gesê. Het my gesê, die hel is nie vir julle ons gemaak nie. Daarom was die kruis daar. Daarom was die woorde, dit is volbring. Sodat almal kan inkom. Almal kan huis toe kom. Almal kan nog deel word van hierdie onomkeerbare plan van 'n almagtige God.
Ek lees vir jou 'n gedeelte uit Openbaring. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie die aangesig van die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boek is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en daar die dode geoordeel wat volgens in die boeke geskryf was, volgens hulle werke. Nou kom ek gaan vir jou gou sê, wat is hierdie boeke wat oopgemaak word? Kan ek vir jou sê, wat is hierdie boeke wat oopgemaak word? Die evangelie van Jesus Christus. Want Jesus het gesê, ek oordeel julle nie. My woord sal julle oordeel in die laaste dag. Amen. En die see en die dode is gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens hulle werke. En die dood en die doderyk is in die poel van swaar en van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Daarom is daai woord so belangrik. Ek wil afsluit vanmôre en ek wil vir jou sê, in hierdie proses, terwyl hierdie proses aan die gang was, en nog steeds is, het God met bouplanne begin. Hy het met bouplanne begin. En Jesus staan op die aarde en hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Jy sien, die nuwe Jerusalem was al aan die bou. Hy sê, ek gaan op julle plek voor te berei, en as ek gegaan het, gaan ek terug om julle te kom haal. Ek weet julle moet vanmôre baie mooi luister na oom Pieter. Luister baie mooi. Jy moet sorg dat jou naam bordjie op een van daardie deure hang. Jy moet vandag sorg, want jy sien as jou naam nie in een van daardie deure hang nie, en jou naam nie daar opgeteken is nie, dan gaan dit beteken dat jy deel is van hulle wat die slagoffer geword het van God se toorn en God se oordeele. Ek gewaar die Here se salwing is hier. Ek het nog baie om te preek, maar ek sien 'n paar ouens kyk my nou baie kwaai aan en hulle dink, "Jesus, ek het nou fout gemaak om vanmôre te kom." My vrou vra my, "Gaan daar 'n uitnodiging vanmôre wees?" Ek sê, "Ek weet nie." Ek het nie geweet nie tot nou toe. En dit gaan baie eenvoudig wees. Baie eenvoudig uit, ek gaan nie eens vir jou vra om voor te kom staan nie. Ek gaan nie eens vir jou bid nie. Ek dink jy het genoeg gehoor vanmôre om jou te laat besef wie jy is. Jy's 'n koning en 'n priester. Jy's meer as oorwinnaar in Jesus Christus. Jy's uit God gebore. Jy's 'n seun en 'n dogter van die Almagtige. Jy's deel van die oorwinningsproses. Jy sien, binnekort gaan daai proses in twee verdeel. Die skape gaan die een kant toe gaan en die bokke gaan die ander kant. En nou wil ek dit weer sê, niemand kan hierdie proses keer nie. Kan nie. Terwyl hierdie proses aan die gang is, het ek en jy vandag 'n kans om vir Jesus te vra. Jesus, maak seker my naam hang aan een van daardie deure in die woning van ons Vader. Want ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, die vuils, daar's net een sonde wat nooit vergewe kan word nie. En dis die eerste sonde nie. Hulle noem dit laster. En dis laster teen die Heilige Gees.
En een van julle wat hier sit vanmôre het ooit daai daad gepleeg nie, anders sou jy nie gesit het nie. Want die een wat die daad pleeg, laster teen die Heilige Gees, sal nie 'n begeerte hê om na die huis van die Here te kom nie, want die Gees van God sal hom vir ewig verlang. Daarom weet ek jy dit nog nie gedoen nie. Daarom is ek oortuig jy dit nog nie gedoen nie. Maar almal van ons wat hier sit vanmôre, het vanmôre 'n paar sekondes nodig. Net ons hoef dit te buig en met Jesus te praat en te sê, Jesus, ek dank U vir die kruis. Daai nuwe koortjie, ek het nog nooit gehoor wat ons vanmôre gesing het, dit is so mooi gewees, die 4 verse van die voete, die troon, die kruis, die genade, die graf, thank you for the grave, the throne. Ek gaan Suster Susan vra my koortjie vir ons te speel. En ek wil hê ons moet saam kollektief vanmôre God dankie sê vir hierdie proses. 'n Proses wat nie kan omkeer nie. En as jy gaan dit maak. Jy gaan dit maak. Want ek het vergeet om vir jou te sê, groter is hy wie in jou is, dan hy wie in die wêreld is. Groter! 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 Is hy wie in ons is, dan hy wie in die wêreld is. Halleluja! Groter! Hierdie is 'n proses van ewige waarde. Groter! 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 Sê vir die persoon langs jou, voor jou, agter jou, I'm going to make it! Come on! Say as if you mean it! I'm going to make it! Halleluja! Halleluja! Deel van die Here, terwyl ons nou hierdie wonderlike lof aan die Here gebring het, wil ek hê ons moet hierdie koortjie saam sing. Is hierdie ene, né? Is hy, né? Ons gaan hom saam sing. En dan gaan ek, terwyl julle dit sing, bid vir elkeen wat in hierdie tabernakel is. Ek en my kluis, ek en kluis. En ek gaan die Heilige Gees vra om van hart tot hart te gaan. En dan gaan ek die Heilige Gees vra, mag ek dit doen? Om net te draai by Jesus te maak. Jy wil geweet die Bybel sê Jesus sal, die Heilige Gees sal na Jesus toe gaan. Amen. En hy sal by Jesus gaan haal en dit aan ons verkondig. Amen. So ons wil vra om net 'n draai daar te maak en net vir Jesus te sê, Jesus, nie vergeet nie. My naam is Pieter van Wyk. Nie vergeet van my nie. Skryf my naam op my kamerdeur. Van my vergeet. Halleluja. Kom ons bring eer aan die Here, as my vrou vir ons lang voor ons te kom. Kom ons gee eer aan die Here, te cross, He died for me, at the cross at Calvary, at the cross, He paid the price. Lord, I thank you for the cross. Ek dank U vir die woorde, dit is volbring. As jy bly was hier vanmôre. Amen. Terwyl ons dit gaan sing, gaan ek vir jou bid en ek gaan vir die Heilige Gees vra om by Jesus te draai. Net seker te maak, jou naam is daar. Want jy gaan vir ewig koning wees. Om rede van die kruis. Kom ons bring eer aan Jesus, kom ons sing, dankie Here. It is finished.
van een gees tot een liggaam gedoop. En in hierdie proses wat onomkeerbaar is daar plek vir gesondmaking van die siekes. Halleluja. Prof JP, ek gewaar my gees, jy moet kom saam bid asseblief. Halleluja. 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 Jy sal nie weet wat sy hel uit deurgaan as jy nie daar deur was nie. Pastoor Jannie ken presies waar hierdie man deurgaan. Prof JP het dit gekwoteer, ek het dit bevestig. Hy het dit bevestig, ek het dit gekwoteer. Maak die saak deur die mond van 2 of 3 getuie sal elke saak vasstaan. En ek wil net, ek moet myself oorlees nog hier vanmorgen. Ja. Die Bybel sê as iemand siek is onder julle, laat hulle bid oor hom met olie salf. En die Here sal die kanker red. Glo jy dat God kanker kan gesond maak? Glo jy in 'n proses? Vader, as 'n gemeente kom ons na U toe vanmôre in Jesus naam as deel van die liggaam. Here, U woord het ons vanmôre gesê, deur U wonde het daar vir hierdie man genesing gekom. En Here, die persoon wat hierdie siekte op hom gelê het, sal sy straf ervaar. U God sal wraak uitoefen oor hom. Maar vanmôre is hierdie U seun. U seun. En Here, ons as 'n gemeente en as die liggaam van Jesus verwerp hierdie kanker uit hierdie liggaam uit in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Here, ek salf hom vanmôre in die naam van Jesus. Ons bid hierdie kanker. Ons vervloek dit in die naam van die Here en beveel dit om te sterwe in Jesus naam. Here, ek staan op die woord wat sê, waar 2 of 3 saamstem, so sal dit wees. Ons verklaar, dat God is 'n waarmaker van sy woord, in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Kom ons gee God eer. Kom ons gee God eer. Halleluja. Ons het gekom by die tafel wat van lewe spreek. Ons het gekom by die tafel wat van die wet van Moses beplan was om te gebeur. Deur daardie lam te slag, het Moses uitgekyk na die Christus. En die Bybel sê, hy was soos een wat aangehou het om die onsienlike te sien. Ons staan vanmôre by 'n tafel waar die proses ons leer dat hierdie tafel ons deel maak met Jesus Christus ons Here. Hy sê, hy wat van hierdie brood neem en hy wat van hierdie bloed drink, sal een wees met my. En ek wil vanmôre hierdie tafel heilig, en ek wil vanmôre God dank, dat hierdie tafel getuig van die prosesse ewigheid, want Jesus gaan weer kom, as ons hierdie tafel dink. Hierdie tafel getuig van 'n lewende Here Jesus, wat weer sal kom. En ek wil vanmôre net 'n paar oomblikke bid. Hierdie tafel heilig in God se teenwoordigheid. Nie meer baie lank
dan sal ons Jesus sien. Dan sal ons saam met hom in die bruilofsmaal aan nog 'n tafel sit, soos hy beloof het. Almal wat so verwagting het, sê amen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons wil in hierdie oomblikke met U gou praat. Dankie dat ons in die allerheiligste plek kan inbeweeg vanmôre. Dankie dat ek en my vrou kan saam staan voor U troon en vir U vra dat U hierdie tafel sal heilig aan ons harte en aan ons liggame. Ons wil bid, Here, dat U, Vader, ek gaan nou maar kinderlik praat, my Vader, ek is nie so slim nie. Wil U nie net gou vir Jesus sê, ons, en doen nou eens, sê dankie, vir hierdie tafel. Hy sit aan die regterhand, Vader. Ons sê dankie. Dankie vir die bloed. Dankie vir die liggaam. Die bloed wat ons reinig, die liggaam wat ons genees. Hy was gebreek, sodat ons heel kan wees. Ons dankie vir hierdie voorreg vanmôre. Ons seën nou hierdie tafel in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, tot eer van Jesus Christus, die Lam geslag. En die kinders van die Here sê amen. Ek is seker ons dierbare suster gaan vir ons ietsie speel. Ons gaan vra dat almal hiernatoe sal kom, behalwe Johan, jy moet net daar sit, ek en my vrou sal jou bedien vanmôre. Saam met jou huisgesin, julle bly net daar. Dis julle spesiale dag ook vandag. En ek gaan vra dat ons van hierdie kant af sal beweeg en van die tafel van die Here sal kom neem. Wie wil uit die beker uitdrink? Steek die hande op. Beker uitdrink. Julle op. Sal jy dit vat? Baie dankie. Wonderlik. Goed, Neil sal almal bedien op die platform en hy sal almal by die beker wil drink, die beker voorhou en dan kan ons kom. En ek wil hê ons moet vanmôre weet, hierdie tafel spreek ook van ons verlossing, van alles wat gister gebeur het, dat ons toekoms in hierdie proses verseker. Kan ek amen? Amen. Baie dankie. Ek kan maar kom. O, ek wil net voordat ek net sê dat ek wil net sê Christa en Marie, baie dankie vir die tafeldek. En ek moet nie vergeet nie, hulle het 'n handlanger gehad met die naam van Johan wat al die goed moes aandra. 'n Vrou moet ons altyd 'n slaaf hê wat sal help. Het jou alles aangedra. Dankie Johan. Dankie vir die pragtige tafel. Dankie vir almal wat vanmôre gekom het en deel geword het van hierdie tafel in Jesus naam. Son
tafel. Iemand oorgeslaan nie. Dan wil ek vanmôre baie dankie sê vir JP en Susan vir die voorreg wat hulle ons gegee het om vanmôre die woord van die Here aan julle te kan bedien. En as herder van die gemeente gaan ek vra of ons die diens af te sluit. En ons kyk uit vanmôre en ons kyk uit vir Sondagmôre. Amen. As jy bly was vanmôre hier. Amen. Is jy deel is van die proses van God. Aangeskakel op die kruis van Golgotha. Kan jy weer omdraai nie. Amen. En nooit weer omdraai nie. Dankie prof. Kom op kom. Jy moet hier staan. En te sien. Kijk, ek sê, ek ben chief in charge. Terwijl ek hier staan, kan ek sê, kom. As ek nee, ek was staan, ek ben chief in charge, wat ek wil. Staan saam met my, Here. Hemelse Vader, wie is daar soos U? Amen. Here, wie kon hierdie dinge by onsself bedink behalwe ons lewende God? Want in 'n mens se verstand, Here, sal ons nooit kon doen wat U gedoen het. Here, daarom wil ek U prys vandag dat U onveranderlik is. En Here, dit wat U besluit het tot volstand gekom, Here, in ons lewens. Dit is volbring deur die lewe van Christus. Here, aan daardie Golgotha as jy wil aan die kruis het hy gehang, maar in hom was die verborgenheid van 'n ewige God opgesluit. En Here, niemand het geweet dat hulle die Here van die heerlikheid sou kruisig, dat God seuns en dogters uit hom sou gee nie. En Here, ek prys U vanmôre, ons eer U vanmôre, dat daar niemand soos U is vanoggend, Here, in U wysheid, in U insig. En Here, ek prys U dat die proses wat U begin het, tot in alle ewigheid, Here, sal wees, totdat die Here Jesus Christus ons kom haal. En Vader, dan sal dit aangaan, want daar sal vir elkeen 'n kamer wees, 'n huis, 'n woning, waar ons sal woon tot in alle ewigheid by ons God en ons Vader. En Here, ons sal wees konings, priesters, seuns en dogters, van 'n lewende God se plan, wat verborge gehou was, Here, agter die ou ruwe kruis, die kruis van Golgotha se heuwel. Daar is die plan van God volbring. Ek prys U vanmôre, Here. Here, ek bid dat die huis van die Here vanmôre hierdie insig sal inneem, dat die woorde van God in hulle sal woon, en dat hulle verstand geopen sal wees, om te weet vanmôre, ons is die kinders van 'n lewende God. En ek prys U tot in alle ewigheid, in die naam van Jesus Christus. En die volk van die Here sê amen. Die susters, môreoggend, 10:00. Die broers, praat met Niels asseblief. Niels, baie vir almal. Daar gaan ons. Baie dankie, ons sien mekaar môre.